Dit is werklik kosbaar dat ons God reg ken en God ontvang. Al is dit werklik kosbaar, hanteer mense dit soms asof dit geen waarde het nie. Kom ons blaai na Hebreërs hoofstuk 9. Hebreërs hoofstuk 9 vers 27. En net soos dit bestem is vir mense om slegs eenmaal te sterf, en daarna kom die oordeel, so sal Christus, nadat hy eenmalig geoffer is om die sondes van baie te dra. Toe hy 2000 jaar gelede na Nasaret in die land Israel gekom het, het hy die lyding van die kruis gedra om die offer vir versoening te word. Die Bybel getuig dat hy homself as 'n offer gebring het om die sondes van baie weg te neem. Ook staan daar geskryf, 'n tweede maal verskyn. Hoeveel keer sal hy verskyn? 'n tweede maal verskyn aan hulle wat hom verwag, nie weens sonde nie, maar om hulle te verlos. Die Bybel profeteer dit. Beteken die uitdrukking 'n tweede keer dan nie uiteindelik dat hy weer in die vlees sal kom nie? Sommige mense vra, kan hy nie ook 'n tweede keer in die gees kom nie? Daar staan egter geskrywe dat hy altyd in die gees by ons is. Aangesien hy altyd by ons is terme soos eerste keer of tweede keer onnodig. Dan, wanneer hy vir die tweede keer na hierdie aarde toe kom, moet ons skaar by die mense soos diegene wat 'n vyandige houding ingeneem en hom by sy eerste koms belaster het deur te sê, hoe kan jy 'n blote mens beweer dat jy God is? Moet ons nie elke poging aanwend om God te ken en te ontvang nie? Dit is waarna ons moet streef. Selfs toe hy in die vlees na hierdie aarde gekom het, is daar aspekte van sy goddelike identiteit wat nie weggesteek kan word nie. Watter aspek van God kan nie weggesteek word nie? Dit is ewige lewe, wat net God besit, is dit nie. Dit is nie iets wat net enige iemand kan besit nie. Dit is hoekom die Bybel en die profete reeds rekords in die profeseë gelaat het oor al die dade wat God sou doen terwyl hy in die vlees geklee was. Om die sondes van die mensdom weg te neem, het hy die sondes van baie gedra en is 2000 jaar gelede doodgemaak. Hy het beloof om 'n tweede keer te kom om ons van ons sondes te verlos en ons tot die ewige verlossing van die koninkryk van die hemel te bring. Moet ons nie bereid wees om hom te verwelkom en te ontvang wanneer hy 'n tweede keer kom nie. Baie mense sê, hoe kan 'n blote mens God wees? Net soos die Fariseërs 2000 jaar gelede gedoen het, en dieselfde beskuldigings herhaal as diegene wat hom gekruisig het. Die belofte van sy wederkoms is nie iets wat ek geskryf het nie. Dit is nie inhoud wat ek neergeskryf en ingevoeg het nie. Is dit nie die woord waarvoor God ons deur die Bybel en die profete wakker gemaak het nie? Het hulle God nie 'n ketter genoem nie? Het hulle nie klippe opgetel om na God te gooi en vyandig teenoor hom opgetree nie? Hulle het die kerk wat deur God gestig is, vervolg en dit as ketters bestempel. Almal, dit is nou dieselfde. Kom ons gaan voort met Johannes hoofstuk 5 vers 39. Hoofstuk 5 vers 39. Julle ondersoek die skrifte, omdat julle dink dat die ewige lewe daarin te vind is. En dit is juis hulle wat. Oor wie getuig die skrifte? Oor my getuig. Die skrif getuig van Jesus wat in die vlees na hierdie aarde gekom het. Aangesien Jesus fundamenteel die aard van God is, waarna sê hy moet ons kyk as ons van God wil weet. Hy het vir ons gesê om God deur die Bybel te bevestig. Die Bybel is die rekord wat God gegee het om te bewys en oor God te getuig. Dit is die heilige woord van God.